Baie welkom by die luistermeditasies vir Paase. Vandag is Dinsdag, 14 April, en die skrifgedeelte waarby ons vertoef is Lukas 24, vers 13 tot 35 in die 1983 vertaling. Hierdie is 'n oomblik van stilte, van gebed, tyd waarin ons na die woord toe draai, na God toe draai. Ek nooi jou daarom uit, om intentioneel na die hier en nou te draai. Om jou bekommernisse, jou program, dit wat jou hart en gedagtes besig hou, vir 'n oomblik op sy te skuif. En vir die Gees te vra, om jou ook in hierdie oomblik, soos in al die oomblikke van ons lewe, opnuut te ontmoet, en ons te rig op dit wat God vandag spesifiek vir jou wil sê. Die gedig Welwillend van Nadine Klaasen nooi ons dieper die stilte in. Dis maklik om te glo aan dit wat ons kan sien. Dis moeilik om te dink dat ons sy guns verdien. Hy vorm die wel in ons wil. Hy ken ons hart se voering. Hy maak ons oë oop om te sien, maak dit moontlik om hom te dien. Ek glo aan die grootste dienaar, geskenk wat gee ongeëwenaar. Ek wil wel glo dat hy raak sien, die welwillendheid in my siel. Ek glo aan die een wat voete was. Hoe skaam geëerd sou ek wees, as dit myne was. Amen. Lukas 24 vers 13. Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan, en een van hulle, met die naam Kleopas, antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet wat die afgelope dae daar gebeur het nie? Hy vra hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het, om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag vandat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het, maar hulle het hom nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin, en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het, vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waar hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hulle saam met hom aan tafel was,
neem uit die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword, toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie? Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense bymekaar, en die sê, die Here het regtig opgestaan, en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het, en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Hulle stap weg van Jerusalem, weg van die hoop wat gefaal het, weg van alles wat hulle gedink het sou wees. En hulle praat, hulle probeer sin maak, hulle herhaal die storie, asof die herhaling dalk iets sal kan herstel. En dan kom iemand langs hulle loop. Eenvoudig, 'n metgesel op die pad. En hulle herken hom nie. Dalk omdat hulle oë vol trane is, dalk omdat die verwagting wat hulle gehad het te swaar tussen hulle is, miskien omdat die opstanding nie lyk soos wat hulle gedink het dit sou nie. Hy luister, hy vra, begin die skrif vir hulle oopbreek en stadig maar seker begin iets in hulle beweeg. Het ons hart nie warm geword toe hy gepraat het nie? En tog is dit selfs nie die oomblik van herkenning nie. Dit gebeur by die tafel, by die breek van die brood, die neem, die dank, die gee, die eenvoud. En skielik sien hulle. Nie omdat hulle nou beter kyk nie, maar omdat hulle iets hier erken in die daad van selfgawe. En net so vinnig is hy weer weg. Maar hulle is nou anders. Hulle draai om, hulle gaan terug, en hulle dra 'n storie, wat nie meer net van verlies praat nie, maar van lewe. In die lig van hierdie bekende verhaal van die Emmausgangers, wil ek jou uitnooi om ook oor die pad te dink wat jy tans stap. Waar bevind jy jouself? En watter storie dra jy saam met jou? Dink bidend hieroor na. Terwyl jy steeds oor hierdie pad nadink, wil ek jou uitnooi om dalk met ander oë daarna te kyk. Waar mag Jesus dalk reeds langs jou loop, sonder dat jy hom herken? Dink ook hieroor bidend na.
In die laaste oomblik van stilte, dink na oor dit wat jou hart warm maak. Waar ervaar jy tans God se teenwoordigheid? Waar het jy dit in die verlede beleef? Praat gerus in gebed met God hieroor. Kom ons bid saam. Opgestane Here, stap saam met my op al die paaie wat ek loop. Maak my oë oop om U te herken en laat my hart warm word met die lewe wat U bring. Amen.